Vir baie Suid-Afrikaners is ons honde nie net troeteldiere nie. Hulle is deel van ons familie. Hulle deel ons leefarea, hulle gaan tot op vakansie saam met ons. En dit breek ons harte as ons hulle net vir 'n kort rukkie alleen moet los. Maar daar is egter 'n tipe hond wat van 8 weke af oud alleen gelos word om vir homself te sorg. En menslike kontak word tot op die absolute minimum beperk. Hierdie honde kom van 'n teeler in Appington. Dit is Anatoliese herdershonde. En hulle gaan basies saam met skape of beeste of bokke op plaas word om teen roofdiere soos luiperds, jakkalse, jagluiperds en bruine hyenas te beskerm. Luiperds en jakkalse kan 'n reuse impak hê op vee. Boere wat voorheen lokvalle gestel het om hierdie roofdiere te beheer, ly steeds groot verliese en kyk nou na ander benaderings tot hierdie probleem. Anatoliese herdershonde word al vir die afgelope 3000 jaar gebruik in Turkye om agtervee te kyk. So hulle spesifiek geteel om agtervee te kyk. Dis nie 'n hond wat gebruik was om te jag nie. Dis nie 'n hond wat gebruik word om agter mense te kyk nie. Hy geniet homself as hy by diere is. En dit is hoekom hierdie honde so effektief werk. Ek was op die punt om te voel hoe dit is om afskeid te neem van 'n 8 weke oue hondjie wat op sy beurt op die punt was om die groot wye wêreld binne te gaan, alleen. Hy voel ongelooflik sag. So 'n wollerige beertjie. En hy's redelik swaar. Ek meen hy's 8 weke oud, maar hy's redelik swaar. Hulle word ongeveer 50 kg swaar. En hulle word groot honde, hulle sterk honde, want ek meen hulle moet wees die rol wat hulle speel, hulle pas die skape op. Hulle is 'n waghond. So maar ek meen kyk hierdie dingetjie. Dis my erg hoor. En hy wil my soen. Antonie, kom jy besluit om nou hierdie beheerstegniek te kry en een van hierdie hondjies aan te skaf? Ja, daar's te veel verliese. Ou verloor, jy kan net jou aantal volhou elke jaar, jou hondjies aanhou en jy het net te veel verliese. Ou kom nie voor nie. Dit is hartskeurend om te weet ek het my rug op hierdie klein hondjie gedraai en al wat hy nou doen is hy probeer om uit te kom en hy chunk en hy huil. Maar dit het redelik vlot verloop omdat die skape ook nog jonk is hierso. Maar dis nie altyd die geval nie. Dion het sowat 7 maande gelede 'n hondjie genaamd Tara op 'n plaas buite Ellisras afgelewer. Tara was nuuskierig soos enige jong hond. Hy het die kragkabel van die spulpunt gekou toe word hy doodgeskop. Dit was 'n tragiese geval geweest want ons was baie lief vir die hond geweest. Dani se nuwe hond se naam is Tara 2. Hy word in 'n kamp geplaas saam met 'n groot trop skape en skape wat hom nie daar wil hê nie daarby. Hulle sien die klein hondjie as 'n bedreiging en tree diensooreenkomstig op. Daar 2 skraap die moed bymekaar om sy nuwe tuiste te gaan verken. Soos hy die voertrog nader, trek die skape laer. 'n Groot ooi maak haar gevoelens duidelik aan die klein hondjie, wat terugval na die veiligheid van Dani en Dion. Mense sou dink dat dit genoeg sou wees om die 8 weke oue hondjie lewenslank 'n vrees vir skape te gee. Maar slegs 15 minute nadat hy deur die ooi gestorm is, wat baie meer as hy weeg, het hierdie toneel ontvou. Hy het homself tuis gemaak en sonder 'n bang haar gesit, terwyl sy 'n aangenome familie kom om hom van nader te beskou. Dit is wat Anatoliese herdershonde van ander hondsoorte onderskei. Die volgende hondjie gaan na 'n boer wat massiewe veeverliese gely het oor die afgelope jaar. We've tried to manage to keep our cows with calves away from the leopard areas, and I'm losing the battle. Hierdie hondjie het veel groter vee om mee saam te leef. Dis moeilik om te glo, maar oor 'n jaar sal hierdie hondjie deel wees van die trop wat eens daarop uit is om hom van kant te maak. Hierdie 7 maand oue Anatoliese herdershond is nou al vir 5 maande saam met die trop. So presies hoeveel het hy geleer? Kom ons kyk wat gebeur as ek na die skape toe loop. Die hond lê ver regs in die beeld en 'n entjie weg van die skape. Ek nou so besig om tussen die skape en my in te beweeg. Toe kom kyk wat ek hier by haar familie soek. Wanneer ek naby die skape kom, is die hond kort op my hakke. Sy hou haar afstand tussen my en die skape. Elke keer as ek net nader beweeg, kom sy reg in die middel en sy tot ek beweeg, dan sal sy eers verder gaan. Ek het 'n baie interessante dag gehad saam met die Anatoliese honde. Dit was eers vir my 'n bietjie erg toe ons die jonger hondjie moes loslaat tussen die skape, maar toe ek nou eers hierdie ouer hond sien van 6 maande en hoe sy eintlik deel geword het van 'n familie, is dit vir my baie beter.
Ons gaan hier die honde dop hou oor die volgende paar maande en ons sal julle op hoogte hou.